Goeiemôre. Jy luister na oordenking 121 in die reeks Kopskuif. Die tema is: Oefen op jou rusbank. Ek besef dat ek in eergister en gisteroggend se oordenkings ietwat heen en weer gevloei het. Aan die een kant om te vertel van die merkwaardige vermoëns van ons brein. En gister om die remme bietjie aan te draai en te sê, ek dink ook nie ons moet absurd word en dink dat ons breine towerkrag het nie. Ons brein het natuurlike uitwerking op ons liggaam en op die mense rondom ons. Maar wanneer ons aan ons brein vermoëns toeskryf wat alleen aan God behoort, dan gee ek 'n tree terug en sê, ek speel nie saam nie. Binne die raamwerk van die wonderlike vermoë waarmee God ons geskaap het, daarbinne moet ons oor ons brein nadink. Ja, aan die een kant moet ons nie beperkend dink en die vermoë wat God vir ons gegee het misken nie, is daar ook 'n ander kant, waarin ons 'n torings van Babel begin bou, en nie God meer daarvoor eer, vir ons vermoë, en ons beperkinge ken nie. Kom ons praat vanmôre weer oor die merkwaardige vermoëns wat ons het. Dink nou terug, vir diegene wat nou reeds leer bestuur het, miskien is daar van die jonger kinders en tieners wat nog nie daarmee begin het nie. Maar dink nou 'n bietjie terug. Die eerste keer toe jy agter 'n stuurwiel ingeklim het. Jou pa of ma of wie ook al jou leer bestuur het vir jou gewys om jou hande op die stuurwiel te hou, die koppelaar in te trap met die een voet, die ander voet die rem, dan die voertuig in rad te sit, stadig weg te trek terwyl jy jou voet van die koppelaar en rem oplig en die versneller begin trap. Dit alles moet met delikaatheid gebeur, anders ruk die voertuig tot stilstand en almal se nekke knak met koppe wat vorentoe skiet. Wanneer jy uiteindelik dit regkry om weg te trek, moet jy weer jou voet op die koppelaar sit en dit intrap, terwyl jou linkerhand presies na die radhefboom moet beweeg om in tweede rad oor te skakel, waarna jou oë nog op die pad moet bly, anders is jy spoedig van die loopvlak af. En jy onthou daardie eerste angswekkende en onsekere oomblikke, waar dit gevoel het, hier moet net te veel goed vandag gebeur, gelyk gebeur. Soms het jy gedink, nou het ek dit reg gekry, maar dan het jy vergeet om op die pad te kyk. Of jy hou jou oë op die pad en jy kry net nie jou hand op die radhefboom nie. Dit verg besondere konsentrasie in daardie eerste pogings, die dae en weke daarna. Maar dan kom daar 'n tyd dat jy voor jou huis stop. En jy is nie eens bewus van al die kere wat jy deur die opeenvolgende ritueel gegaan het van koppelaar trap, rem los, ratte wissel, versneller intrap, bane verwissel, weer versnel, rem, ratte wissel, rem versnel en stop nie. Dit het 'n outomatiese funksie geword. Dit is so wonderlik dat as jy dit nou vir 'n hele tydjie kon doen in jou jong dae, kan jy selfs later aan jou linkerhand op jou meisie se been sit terwyl jy naadloos oorskakel tussen die ratte. Indrukwekkend. Mens moet net soms gaan staan en dankbaar wees teenoor die Here en jou brein se wonderlike vermoë vier. As ek daarom kyk na die vingers van 'n cellist of 'n violis, hoe dit soemloos skuif op daardie mikromillimeters van die snaar om die perfekte noot voor te bring, en die strykstok teen die perfekte hoek, oor daardie snare stryk, en hemelse musiek voortkom, wat diep in my siel gaan lê, die atmosfeer verander, my van plekke en mense laat droom, somtyds plekke wat ek nog nooit eers gesien het nie, maar ook 'n innerlike plek van rus en kalmte, wat ek partykeer net misloop, maar is daar. Ek leef dit mis, maar is daar. Hierdie vermoë van ons brein, om daardie bewegings wat aanvanklik onseker is,
uiteindelik aan te leer en 'n klomp goed gelyk te kan doen, staan bekend as Hebbiaanse leer. Verwys terug na die persoon wat hierdie vermoëns die eerste keer beskryf het. Cells that fire together, wire together. Met ander woorde, die breinselle wat aanvanklik onseker en nuut afgevuur word, wanneer jy verskillende funksies van voet, hand en oogkoördinasie tegelyk moet doen, vorm mettertyd neurologiese bane, waarin daardie breinselle wat aanvanklik apart afgevuur is, gelyktydig afgevuur word. Hulle begin nou saam in dieselfde bane beweeg. Maar daardie neurologiese koneksies kan ook weer hulle merkwaardige samewerking verloor en die bane kan mettertyd verswak. Met ander woorde, ons kan 'n gewoonte ook weer afleer. So dit is hoe beroemde musikante dit reg kry om daardie bo-menslike uitvoerings foutloos te vervolmaak. Die brein se motorkorteks, wat verantwoordelik is vir daardie willekeurige spierbewegings, kan aanpas en verander op grond van hoe ons spiere gebruik en hoe dikwels ons dit doen. Maar dinge raak nog meer interessant. Wanneer jy dink dat jou brein kan oefen sonder jou liggaam. Jy kan jou gedagtes oefen en neurologiese bane versterk deur op jou rusbank te sit en dit te visualiseer. 'n Aktiwiteit wat in Engels bekend staan as mental rehearsal of mental practice, geestelike repetisie, visualisering, kan 'n mens 'n helder voorstelling maak van 'n aksie, van 'n beweging, sonder dat jy dit in werklikheid doen en steeds 'n effek het in jou brein. Deur bloot daaraan te dink, aktiveer jy jou brein se neurologiese bane asof jy dit fisies doen. Dink nou maar aan die Olimpiese spele wat pas voltooi is. Veral hoogspringers en verspringers het sulke vreemde, en ek moet sê partykeer irriterende bewegings met hulle vingers en met hulle hande. Dit verklap dat hulle besig is met geestelike repetisie. Deur visualisering verkry hulle 'n kragtige en effektiewe manier om reeds te sien hoe hulle daardie sprong voltooi. Dat hulle reeds sien hoe hulle 'n sekere afstand spring. Is 'n kragtige en effektiewe manier om jou spiergeheue en jou koördinasie te verbeter. Een van die bekendste navorsers van geestelike repetisie is Álvaro Pascal Leone, 'n Spaanse navorser. Hy het in die 1990s 'n studie gedoen waarin musikante in groepe ingedeel is, met een groep wat die musiekstuk op klavier gespeel het, 'n nuwe stuk, terwyl die ander groep as toeskouers gesit en kyk het hoe hulle daardie stuk aanleer. En hulle moes in hulle eie gedagtes daardie musiekstuk memoriseer. Hierna is die eerste groep toegelaat om vir 5 dae elke dag 2 uur lank op die klavier te kon oefen. Maar die tweede groep kon dit nie op 'n klavier oefen nie. Hulle moes die musiekstuk wat hulle gememoriseer het in hulle gedagtes visualiseer. Ook vir 2 uur lank 5 dae aan mekaar. Die uitslag was absoluut verstommend. Die groep wat die musiekstuk net geestelik kon repeteer, het byna dieselfde verandering in neurologiese netwerke gesien as diegene wat fisies op die klavier geoefen het. Kan jy dit glo? Hoe merkwaardig ons breine is. Wat dink jy hiervan? Wat is die implikasies hiervan vir jou gedagtes? 'n Mens moet jouself afvra, wat is dit waaraan ek die meeste dink? Wat is dit wat ek in effek visualiseer? Want dit wat ek visualiseer word my werklikheid en ek leef daardie werklikheid. En hoe meer ek daaraan dink, hoe meer is ek besig om hoofweë en snelweë in my brein te vorm vir daardie gedagtes, om al meer natuurlik en vanselfsprekend, outomaties in daardie rigting te gaan.
Watter positiewe gedagtes is daar, wat jy nog maar pas mee begin het? Jy voel partykeer wil opgee, want dit voel of hulle 'n sinkplaat en 'n modderpad moet aandurf. Dit wil net nie lekker nie. Dis nuut en dis vars. Maar soms kom daar ook nog 'n dwarsboodskap in wat jou wil kelder. Negatiewe gedagtes wat die goeies uit die pad uitskouer en sê, ag, jy weet mos jy kan nie. Daai gedagtes, daai negatiewe gedagtes, hulle is gelukkig, hulle ry op die hoofweë en snelweë van jou brein se neurologiese bane. Maar hoe minder jy daardie negatiewe gedagtes gaan begin koester, as hulle opkom, vee uit jou gedagtes uit, hoe meer gaan daardie neurologiese bane verswak en mettertyd gaan jy nie meer daai boodskappe hoor nie. En die positiewes wat jy doelbewus fokus op. En al is dit in die begin deur 'n modderpad moet stuur en is 'n sinkplaatpad en dit voel of hulle nie lekker wil nie, hou net aan daarmee. Onthou net, jy kan op jou rusbank sit en visualiseer hoe jy daardie musiekstuk speel, hoe jy oor die hoë lat gaan spring, hoe jy die inhoud van jou leerwerk gaan onthou, hoe jy jouself sal handhaaf as daardie boelie jou nou weer voorkeer, hoe jy jou woorde gaan tel as jou tiener hulle opruk vir jou, maar uiteindelik gaan jy dit moet doen. Jy gaan moet spring, moet speel, moet leer, jouself moet handhaaf en jou woorde tel. Die Here het ons inderdaad wonderbaarlik geskape. Rig jou gedagtes nou op dit wat die moeite werd is. Moenie jou gedagtes soos namaaksels op 'n goedkoop mark verkwansel nie. Jou gedagtes is kosbaar soos edelstene. Hemelvader, bewaar ons van gedagtes wat afbreekend, sleg, onrein, onheilig, aaklig is. Sonder hoop, sonder inhoud, sonder belofte. En koester in ons die hartsbegeerte, dat ons gedagtes sal rig op dit wat die moeite werd is, wat kosbaar is, wat waardevol is, wat rein en mooi is, wat liefdevol, hoopvol en kragtig is. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.